Welkom hier by ons nonsens praatjie vanaand. Ja, vanaand gaan maar weer bietjie oor die haters gaan ook en natuurlik hulle followers. Laat ons 'n bietjie kyk na wie is hierdie mense wat GBV so voorstaan in Suid-Afrika. Maar ja, nee, ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie GBV en goed wat almal so skree GBV, maar dan lê hulle op die groepe saam met die mense wat so GBV pleeg. En ek wil maar vir 'n bietjie hierdie mense wat nou op my websites en goed gepubliseer kan word weer waarsku, want ek sien Suzanne hulle versuim om hulle mense te waarsku. Ja nee, hulle sal, maar dis reg wat hulle aangaan. Ja, so 'n paar arme mense. Ek noem hulle ook die fucking arme, want wat soek hulle tussen hierdie klomp skuim? So hulle moet nou maar nie huil nie, maar ek glo ek gaan 'n paar kry wat my gaan kontak en gaan ek hulle goed afhaal. Want ek sien daar's 'n hele klomp mense wat ge-add word deur mense. Yes. Nou jy kan onskuldig op 'n groep ge-add word sonder dat jy dit weet en wat daar regtig aangaan, maar ek kies nou nie. Ek gaan nou wragtig nie lees wie kom, wie leefs kommentaar of wie like poste en wie doen wat nie. As ek op sy naam afkom, dan is in die hoed gaan hy gepubliseer word. Ja, kyk, ek weet daar's mense wat maar net, hulle loer maar net en kyk maar net wat gaan aan, hulle is nuuskierig, maar dan is daar mense wat actively deelneem, dis die verskil. Nee, wat ek nou eintlik vir haar wou sê, maar ek gaan dit sommer maar dan sê, kyk die hardcore haters gaan ons nie regtig kry nie, hulle, in die meeste gevalle is hulle mans en vrouens, ek het dit nou al gesien, is net so fucked up as wat hulle is. Maar ons, weet jy wat miskien gaan goed werk, is presies wat jy doen, hierdie wat net gaan oogies gooi uit nuuskierigheid, expose hulle. Vra vir hulle, hoekom sit jy op 'n haatgroepie? Want as ek nou 'n lid van die publiek was en ek het per ongeluk op so 'n groep gekom soos hierdie haatgroep, né? Ek sou dieselfde tyd afgeklim het en hulle geblok het. Maar dan is daar mense wat daar sit. Hulle soos hulle gaan kyk sewende land. Expose daai mense. Vra hulle, hoekom sit jy op die haatgroep? Vereenselwig jy jou met wat hier aangaan of hoekom is jy hier? Ja. Ek dink jy volg regtig wat hoor. En almal weet waarmee in die hande te kry, so as die ou nou daar onskuldig op is en hy weet nie eens wat, kontak my en ek haal jou goed af, sorry dan vir die paar wat dit nou gaan sien voor ek dit afhaal, dis nou maar jou bad luck, of gaan hof toe en kry 'n interdikt teen my, dan haal ek dit in elk geval, want ek het bokker om vir jou te sê nie. Dit is ons review gekry interdikt. Ja. So laat ek sien of ek meer interdikte as Hannes kan opstapel. Ja. Want dit pla my nou wragtig glad nie, maar nee, ons sal moet begin optree teen hierdie mense. Ek meen, hulle raak net meer besurk en die stories raak net, liewe donder, waar kom hulle in al die goed wat hulle sê ou doen en waarmee jy betrokke is? Is siek man. En die ou wat hom volg, fok jou ook man, dan gaan die wêreld weet wie jy is. Gaan lê op hulle groepe. Ek meen, ek begin ook nou TikTok taal praat, maar het lyk vir my dis al hoe die boodskap deurgaan. Ja. Dit is, ek het vandag weer met Leonie daar gepraat, dit is 'n vlak van die samelewing wat ek nie geweet het bestaan nie. En die mense praat op sekere maniere, sekere goed wat vir my en jou laat skrik as hulle dit vir ons sê, is vir hulle algemene taal. So ja, dan lyk dit vir mense moet met sekere mense nou maar op die manier praat hoe daar gepraat word. I don't know that, maar lyk my dit is hoe dit is. En ek het so badass gevoel dat ek as die woord volk gebruik. Dis niks is op TikTok nie. Ja, nee, hulle moet maar ongelukkig nou bad luck vir hulle, maar ek het nou besluit genoeg is nou wragtig genoeg. Ja, nee, enige ander tyd met 'n mens op daai punt kom. En ek weet my pages maak hulle seer hoor. Ek maak hulle dood met my pages. Ja, hulle het dit gekies. Ek meen, ek het nie my naam eers uitgegooi vir hulle nie. Hulle het begin met hierdie oorlog, hulle moet hom nou klaarmaak. Presies, hulle kan mos nie begin met klaarmaak nie. Meen as hulle nie ons begin tuister het en lelike goed oor ons gesê het nie, sou ons nie eers geweet het wie dit is nie en ons het niks oor hulle gesê het nie. So, ja, nee, dit is so. Kom ek vertel julle nou 'n bietjie van hierdie website van my. Julle kan maar gaan inlog aan mense, die website is op my profile ook. Ek het 'n afdeling begin daar so stop om GBV groepe te ondersteun.
Nou wat ek gedoen het, is ek het nou 'n lekker stukkie geskryf oor wat GBV is in Suid-Afrika en as prioriteit verklaar is en goed. Toe gaan kyk ek 'n bietjie rond daar op die haatgroepie WC ondersteuners. Nou kyk, daar's 1700 lede, maar ek gaan so, as ek 'n kansie kry, publiseer ek 10. Ek gaan dit nou natuurlik nog in afdeling sit op die website, alfabeties en goed ook. Want ek het nou maar net begin, so my eerste 10 name is gepubliseer, so as jy op skandaal.com, .co.za, SKANDAAL.co.za klik, dan sal jy nou die icoontjie kry na die hatersgroepie toe. En wat ek aan sit, ek sit die ou se naam of die vrou se naam, 'n foto, die profielfoto wat hulle gebruik op Facebook, so ek publiseer nie onwettige goed nie, en dan ook 'n skakel na die persoon se Facebook account toe. So die mense kan maar gerus gaan kyk, wie is die ondersteuners van hierdie haters. Soos ek sê, ek gaan hom nou nog natuurlik uitbrei en afdeling sit en as jou naam daar is en jy wil hom nie daar hê nie, kontak my en ek haal hom af of gaan kry 'n interdik en ek gaan hom in elk geval afhaal want ek het niks probleme met julle nie. Maar die wêreld moet sien wie's die mense wat hierdie haters so dryf en aan die gang hou. So dit is wat ek nou mee begin het. So gaan klik maar daar op my profile en op die webblad. Hierdie goed word ook natuurlik alles oorgeskuif na ander websites wat ek op backups het en blogs. Ek het seker, man, ek oordryf nie nou nie, seker 10 websites al geregistreer en opgelaai wat niemand van weet nie. En Google vat gewoonlik so 6 maande na 'n jaar om al die skakels op te tel. So miskien is ons al dood. Dan gaan die goede begin opkom iewers op Google. En natuurlik die dark web. Daar het jy 'n bietjie probleme want as ek iets daar sê go send, is die kans eintlik 0 dat ek dit weer kan afhaal. So as jy goed wil afhaal, moet jy my kontak voor dit daar beland. Want dan is dit net eenvoudige sorry en 'n hof kan my nou maar beslissing maak en my toesluit en doen net wat hulle wil. Want die wagwoorde verander self of ek auto-generate dit en ek save dit nie. So as hy daarop is, huil maar, jy gaan daar wees vir ewig. Maar dit gaan daarom 'n rukkie vat voor ek jou daar sit. Jy daarom nog 'n kans om dit af te kry. Ek is nou ook nie so vuil gat nie. Want as ek sê, baie van hierdie mense word ge-add op die groepe sonder dat hulle dit weet. Maar dan meneer, mevrou, jy daarom nou al 'n maand of 'n week of 'n 2 tyd gehad om te sien wat daar aangaan. En as jy dit geniet maar jou naam tussen die haters en die bevorderaars van GBV. So, moenie huil nie. Dis al wat ek sê, moenie huil nie. Kom ons kyk, ja, nou kan ek ook nie tik hier nie. Skandaal, SKANDAAL.co.za. Gaan kyk maar daar's heel wat interessante gesiggies wat jy kan opklik. As jy alles weet. So ja. Nee, maar dit is goeie bewusmaking en ek meen, jy weet, iewers word die haters daar 'n bietjie op hulle plat gesit. Al is dit in 'n klein mate nou. Nee, dit is so, ek het net besluit nie, en my foto's in my huis en alles gepubliseer was. Ja. En nou is ek nie meer 'n pedo nie, ek is nou sommer straightforward 'n pedofiel. Ja. Op Susanna se groep. Ja, Susanna, ek weet jy's nie op jou regte name admin daar nie, maar 4 van daai admins is fakes en jy is een. Ja, dit is en Daniel Lotterok, hy het baie te sê daar. So hulle volgelinge moet maar laat weet as hulle gesiggies wil afhê van die internet af. Ja, God, die hele dag. Hulle het lekker gelag en saamgestem toe my goed gepubliseer was en nog steeds. Nie laat dit my regtig pla nie, want ek meen die ouens wat daai goed lees, jy kan sien as 'n pot kak man, maar hulle moenie nou huil omdat ek ook collateral damage gebruik. Ek meen my kinders was 2-3 in die oggend ge-WhatsApp en goed deur hulle. Ja nee, dit is gedreig en Here maak dit gelag hoor, ek gaan toe. Nou sê hulle ja, ek moet nou van die internet afklim en my groepe toemaak en goed. En daai nag wat hulle my kinders gekontak het, ek gaan daai volgende dag
Ek skryf op die perre by, hoor jy, ek gaan nou 'n bietjie af, ek gaan verlof, ek voel nie lekker nie, of ek het gesê ek is die siek of wat, ek kan nie onthou nie man. Jesus, toe jy gaai klomp hoor. Maar toe is die storie, laat ek is opgeneem, weer in 'n inrigting. En my kinders sukkel verskriklik, want ek wil nie passwords vir hulle gee nie. Hier in die meantime sit ek my in fucking doodlag, soos hulle vreugdevure brand, en 2-3 dae later, toe sê ek terug, ag en Ja. maar net eenvoudig vir hulle, okay, nou gaan ons weer aan met die volgende kak. Ja. Hulle is siek hierdie mense hoor, regtig waar. Hulle put regtig genot daar uit hoor, want omdat hulle so aanhoudend is, hulle hou net nie op nie. Nee, dit is so. Weet jy Leonie, ek lieg nou nie vir die mense wat nou hier luister nie. Hierdie was die laaste wat ek aangedink het om vanaand weer 'n video te maak. Ek sou nie eens, inteendeel, wat het my daaraan laat dink om nou die volgelinge se goed te publiseer, is omdat hulle so aanhou en aangaan. Hulle En so kom ek op idees af, dan doen ek dit. Presies. Dis hulle is Hulle promote dit. Nou sê Hannes, ja, prokureur gaan nou al my goed laat afval. Wat gaan gebeur? Ag, My YouTube kanaal gaan toegemaak word. Dat ek net gou kan sê, ek gou vir julle Rumble. Hy weet nie van my Rumble. Hier sê ek nou in Rumble. Hier lê dit alles. Kobus Kremer oor Tess Rieket, Hannes Lotring, sorry Potty. Hier's alles gedupliseer. Ek weet nie hoe hulle Rumble se gaan afkry nie, want hulle het nie reels nie. So gaan ek nou hy as YouTube toegemaak word. Nee. Ek verander net links. Maar wat hulle nie besef nie, is mense gaan nie nou na YouTube om na hulle goed te kyk en sê ons het publiseer nie, maar as ek nou alles weer oopmaak en oorpubliseer in die website indoen van Rumble, opweet gaan ek dit van vooraf publiseer, so 10,000 nuwe mense gaan dit sien. Ja. So hulle promote hulle self. Ja. Dit is hoe slim hulle is. Dis hoe slim hulle is. Maar ja. En 'n prokureur het nie die mag om hulle goeders te doen nie. Ek meen, Ag nee, hoekom sou Abby dan betaal het om my goed af te kry? Heerlikheid om hulle te kry. Sy moet op gesiggies gaan sit en die mense uitlos, man, my bra, jy moet oppas, jong.